Die plantewagter. Ek is 'n plantewagter, sê Tommy. Dis gaaf, my kind, sê sy ma. Jy kan my later daarvan vertel. Ek gaan winkel toe, maar ek sal gou terug wees. Toe Tommy se ma weer tuis kom, kry sy 'n eislike verrassing. Die hele huis is vol plante en Tommy dra steeds meer in. Wat gaan hier aan? Hyg sy. Ek het mos gesê, sê Tommy. Ek is 'n plantewagter. Ek pas plante op vir mense wat met vakansie weggaan. Al die bure is my klante. O, liewe, kreun sy ma. Hoe vreeslik. Toe Tommy se pa van die werk afkom, struikel hy oor 'n plant. Ouch! Wat 'n onsin is dit, raas hy. Onthou pa nie, sê Tommy. Pa het gesê ek kan hierdie vakansie doen net wat ek wil, omdat ons nie weggaan nie. Tommy se pa knik, hy onthou. Wel, sê Tommy, ek is 'n plantewagter en ek kry 'n sent per dag vir elke plant wat ek oppas. Tommy kyk goed na die plante. Hy sit die wat skaduwee nodig het aan die skadukant en die wat son nodig het aan die sonkant. Hy gooi hulle versigtig nat. Party kry baie water en ander net 'n bietjie. Hy is so 'n goeie plantewagter dat die plante 'n paar weke later so struikgewas in 'n oerwoud lyk. Soggens wanneer Tommy en sy pa en ma ontbyt eet, is hulle omring van plante in die kombuis. Dis nes asof hulle in die bos piknik hou, maar dit lyk glad nie of Tommy se pa dit geniet nie. Om televisie te kyk in die woonkamer is kompleet asof 'n mens diep in die hartjie van 'n oerwoud in 'n bioskoop sit. Tommy het nog nooit soveel plesier gehad nie, maar sy pa mor meer as ooit. Tot die badkamer is vol plante. As 'n mens bad, voel dit asof jy in 'n klein meertjie in die middel van 'n pragtige woud swem. Maar een aand raak Tommy amper in die bad aan die slaap. Om die plantewagter te wees is harde werk en hy is moeg. Gaan maar liewer bed toe, sê sy ma. Môre moet jy vroeg opstaan om die plante water te gee. Tommy klim in die bed en raak aan die slaap, terwyl hy nog wonder wanneer sy klante huis toe gaan kom. Hy begin droom. Hy droom die plante groei so wild en welig, dat hy nie meer by die huis kan inkom nie. Hy moet hulle deur die skoorsteen nat gooi. Die hele nag droom hy dat hulle groei en groei. Hulle word so groot en sterk dat hulle die hele huis uitmekaar druk. Al die bure kom aangehardloop en roep, "Waar is my plante? Waar is my plante?" Tommy skrik wakker. Dit is oggend. Sy pa is laat vir werk en skree, "Waar is my broek? Waar is my broek?" O, wat 'n aaklige droom, dink Tommy. Die oggend eet hy nie eens sy ontbyt klaar nie. "Ek is nou weer hier," roep hy na sy ma toe hy by die huis uithardloop.
Tommy hardloop die hele een biblioteek toe en bekyk daar elke boek oor plante. Uiteindelik kry hy net die regte een. Toe hardloop hy na die tuinwinkel, koop 'n paar dinge en gaan haastig huis toe. By die huis maak hy soos die boek sê. Hy snoei al die plante. Dis nes asof hy hulle hare knip. Dan plant hy die steggies in die planthouertjies wat hy gekoop het. Die boek sê hulle sal groei. Toe die bure van vakansie terugkom, betaal hulle vir Tommy en vat hulle plante terug. Hulle lyk baie goed, sê almal. Hulle lyk so gesond. Tommy gee vir al die kinders baba plantjies en almal gaan baie gelukkig huis toe. In die hele huis is daar nie enkele plant oor nie. Tommy dink sy pa sal ook gelukkig wees. Maar die aand na ete sê Tommy se pa, weet jy, ek mis daardie plante. Met hulle so om ons was dit asof ons op 'n plaas was. Dan steek hy sy pyp op en sê, ek is nou nie meer so besig nie. Hoe lyk dit met 'n vakansie? Ons het almal een nodig. Veral ek, roep Tommy uit. En net die volgende dag gaan hulle plaas toe.